Hier kom die eerste kriminele klaar aan. Hulle word so dadelijk toegesluit. Hallo kriminele. Hallo. Hier gebeur die dinge hier by die Spur, daar sy in die tjoekie in, kyk nou net so, Jessica, jy's in die tronk. Daar gaat ons Celeste maak toe daar so. Ja, daar sit hulle. Die Landros het sy toga aangesit, hy's reg vir aksie. Die mense is hierso, ja, nee wat, hier gebeur die dinge by, wat noem jy dit? Ou Creek Spur. By Ou Creek Spur. Okay. Daar sê, by Ou Creek Spur gebeur hierdie goeders, dis die Vrystaat Versorging in aksie, daar so is die besonderhede, as jy so opgewonde raak, jy wil sommer 'n bietjie borg inbetaal, doen dit, dis vir 'n goeie saak, die VVA van Parys. Celeste, sy sê ou, wat doen jy Celeste? Ek was die verdagtes op in die selle en maak seker dat hulle gerieflik is so ver moontlik en nie ontsnap nie. Die belangrikste van alles, geen ontsnapping. Die ontsnapping is die belangrikste, hier is hulle agter slot en grender, daar is die misdadigers. Moet ons vir haar aandag gee, moet ons vir haar luister wat sy sê. Geen aandag tot in die hof kan sy aandag kry nie. Daar kom 'n hofsaak, ons is hier, die hof sit reg, dinge gaan gebeur en Ek wil net graag hoor, hoe voel dit vir Tannie agter die tralies? Verskriklik. Ek moet sê ek was onskuldig, regtig. Dit was ek nie. Is dit nie wat almal sê nie? Nee, maar ek is regtig onskuldig. te lekker, okay, dinge raak ernstig hierso. Die tafel is gedek vir groot hofsaake. Hier gaan dinge gebeur vanaand. Hier gaan vonnisse kom wat ons kan voorspel en hier gaan groot boetes opgelê word. Dit kan jy alles kom doen hier by die Ou Creek Spur in Parys. Hallo Sakkie, hallo. Baie van julle ken my nog van die Kostrollie se tyd af, maar ek werk deesdae by die VVA. Ek is die geldinvorderaar vanaand. So hier's 'n paar bekende mense en besigheidsmense wat ons gaan arresteer, wat regtig nou verdien om in daai tronk te sit. En ek hoop die mense gaan sakke vol geld skit om hulle daar uit te kry. Vir die VVA het baie geld nodig vir hierdie nuwe huis wat ons oopmaak. En ek wil so vir Carla ook voorstel. Sy is een van ons nuwe maatskaplike werksters. Sy is besig met haar meestersgraad, so ons is nie sommer net kokkelollietjies nie. En Laria se VVA, sy is daar vir die sakwas winkeltjie. En ek is in die kantoor by die ontvangs. So ja, ons sit in ons geleedere hier vanaand, hoor, en ons hoop die publiek ook. Ons wil maar net sê baie dankie aan hierdie wonderlike man wat 'n groot bydrae van R8000 aan die kindertjies van Parys gemaak het. So daar. Ja, ek dink dis nodig om te sê dat daar is ouens wat regtig skeidbang is om in die toekie te land. Hulle betaal groot borge hierso vir hulle self, hulle vriende. Maar ek dink wat baie belangrik is, Giepie, hoe belangrik is dit wat ons hierso doen vanaand, wat julle almal hierso doen vir die gemeenskap en vir die Baie kinders? belangrik. Hoeveel kinders en mense gaan net nie gehelp word vanaand? Hoeveel mense het dit nie hulp nodig? Sit ons waarde op die ouens wat sulke groot finansiële bydraes maak? Natuurlijk, dis groot waarde wat ons by sit. Hulle help verskriklik baie mense. Op die VVA help ons baie. Ons baie te doen met wat ons as mense vir ander mense kan doen. So as ons vir mekaar sê, ja, 'n ou wat so bydra maak, sy hart sit op die regte plek, dan praat ons nie nonsens nie. Nee, as ons so sê, so ons Heilige Gees praat met daai man en hy voed baie God uit in sy hart. Die Here sê gee vir jou sal gegee word. En hy gee, so daar gaan vir hom gegee word op die einde van die dag. En Goeienaand julle, dis Christine van Koppel TV. Ons gesels vanaand met oom Basie. Oom werk nou al lank hierso. Sê vir ons, hoe lyk dit vir die Vrydag aand teenoor ander Vrydag aande? Man, jy kan sommer duidelik sien dis baie besigger want ons parking hier vir die Spur is vol en daar by die Wimpie is ook 'n paar karre en dan die parking heeltemal hier by die Wimpie se kant is ook vol. So ja, jy kan definitief sien die belangstelling is groot hier rond en ja, ons gaan ek dink dit gaan 'n sukses wees. Dan wil ons net graag vir die Parys inwoners sê baie dankie vir die wat ons kom ondersteun vanaand.
Goeienaand julle, ons is hier by Ou Creek Spur by die boete, betaal jou boete of word geboei. Vanaand gesels ons met die oom, wat is ons se naam? Laurie Koolman, En dan gaan oom vir ons sê wat is die verskil tussen tronkvoël en 'n tronkkoek. Nou, 'n tronkvoël is 'n ou wat hom daar agter tralies sit, maar 'n tronkkoek nee, ek weet nie, sy hardloop baie rond. So sekere mense in hierdie dorp wat ons nog wanted is, nee, as ek reg is. Maar ek sien hier is nou al 3 van hulle hierso. Ek weet nou net nie waar is die tronkvoële wat hier moet wees vanaand nie. Is hulle dalk hier iewers? As julle daar buite is, julle wat die tronkvoële is, kom. Ons wag vir julle. Moenie laat ons sukkel met julle vanaand nie. Maar hoekom ek hier dan support hier vanaand? Ek is hierso saam met Marinda vir die Vryheidsfront Plus. Ek is hier om haar te support en ek is hier om my 2 beste slagheidsmense ook te support hier in Parys. Vir wie ek baie lief is en omgee. So ek oorweeg dit dalk, maar ek mag dit nie op TV sê nie, om dalk net iets mooi te doen, vir hulle mooi te vra om hulle vry te laat. Dis met my pink hier van ek het dalk like die judge van pink. ons hoop ook sy hou van pink of hy. En dan baie dankie. Dit is lekker om met oom te gesels en dan wil ek, ekskuus. Is 'n groot plesier en ja, ek wil vir almal van Parys sê, almal van julle asseblief kom ondersteun hierso, dit is vir 'n goeie doel. Daar was mense op sosiale media wat dit afgebreek het, maar asseblief, dit is alles vir 'n goeie doel. Kom en ondersteun, bring die geld om te betaal. Goeienaand Parys. Ons gesels hier met ons gevangenisse se prokureur. Sy gaan vir hulle vanaand veg. Dink jy hulle staan 'n kans om te wen? Weet jy wat, net soos wat ons hier staan, dink ek almal is skuldig, nie dat ek bevooroordeeld is nie. So ek moedig die gemeenskap van Parys aan om te kom en hulle saak te stel vir 'n bevinding van onskuld hierso. Veral vir Marinda wat hier staan as 'n gewoonte misdadiger, aangesien sy verlede jaar in presies dieselfde bootjie was. Aldus die prokureur van al hierdie ouens. Hoor hierso, maar almal is nie hier nie. Jou ouens lyk vir my as voortvlugtiges. Wel, dit is die polisie se probleem, né? Dit is nou nie ons probleem daai. Maar as dit nie so as 'n ou ontvlug in die reg ontvlug so Sandra Eispas gedoen het, dat jy meer skuldig is, dink jy gaan uit daai enetjie gewikkel kry? Natuurlik. Ons weet mos wat ons doen. Dis die regsbank hier by die Spur vanaand. Groot sake, VVA. Kom kyk. Hier's een van die gevangenisse wat nou wil protesteer. Ek is onskuldig, ek moet uit, ek het niks verkeerd gedoen nie. As daar nou klagtes is, wie gaan nou help? Hoe kan Tannie dit bewys dat Tannie niks verkeerd gedoen het nie? Ek het bewyse, ek help net die gemeenskap. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Maar waar is die bewyse? Op my foon wat by die huis lê. Maar dit gaan ons nou niks help as die foon by die huis lê nie. Wel, hy kon nie saamkom nie. Hoe dink Tannie gaan Tannie kan so bewys dat Ek Tannie sal maar onskuldig my is? prokureur sal maar my saak vir my stel, my verdediging. Is Tannie positief dat Tannie se prokureur die saak Ek is kan positief. bewys? Ek is positief. Dan is ons bly. So, kom ondersteun ons vanaand hierso, die VVA en baie goeie werk vir al die kindertjies. En hier kom die gevangenes, hier is hulle reguit Tjoekie toe, een na die ander. Die SAPD wat hulle so pas hier aangebring het, die prokureur wat hier aangestorm kom. Daar is die landros, die tronk word oopgesluit, die prisoniers in arrest, gevangenes in arrest, ek weet nie wat noem hulle hierdie. Maar ja, daar is hy, die verrigtinge gaan begin. Moet dit nie uitmis nie, kom wees teenwoordig en as jy wil dan ondersteun jy die gevangenes. En die SAPD is besig hierso om na te gaan waar hierdie ouens is wat gevang moet word. Hulle kyk na die name. Daar is nog 'n klomp mense wat lyk vir my rond hardloop hier in Parys wat moet weet. Die polisie is op pad. Hulle gaan vir julle arresteer binnekort. Kyk, is ernstige saak hier, so as 'n man moet so hamer sit en so lys van boetes wat voorkom en alles agbare,
Wat gaan vanaand hier gebeur? Dit lyk vir my jy's 'n ernstige ou om groot vonnisse op te los. Klagtes. Die mense wat nou hier in die sel sit, het absoluut geweier om die boetes te betaal op die dagvaardigings. So hulle verskyn nou vanaand hier voor die hof. Agbare staatsaanklaer is hier. Sy gaan verdedig namens die staat en dan sal die hof 'n beslissing vel op die getuienis wat gelewer word. Die staat roep A1478 staat teen Andri Klopper. Jy staan net daar staan. Jy word aangekla dat jy jou naam weggegooi het op 2 geleenthede. Hoe pleit jy? Ek stem nie saam nie. Daar is die gemeenskap het jou gewaar by Omfula. Sal ek uitbrei? Glad nie. Hoe pleit jy? Skuldig. Dankie. Bot R500. Bot. Skuldig. Skuldig, soos verklagte, naam weggegooi in die openbaar, boete van R500 betaalbaar. Baie dankie. Hierdoors moet daar R500 vandaan kom, anders het sy groot moeilikheid. As sy nie R500 boete kan betaal nie, dan het sy regtig groot moeilikheid, want dan is dit terug in die selle. Hierdie gevangenes word natuurlik bevoordeel, want hulle het allerhande versnapperinge hierso. Ek dink wat hier besig is om te gebeur, is jy ook 'n gevangene? Sakkie, kan jy dit vertel? Arme mens, jy's 'n goeie mens. Ek is seker daarvan jy's onskuldig. Ek is onskuldig. Ek gaan uitslip. Gaan jy ontsnap? Hier's 'n poging vir ontsnapping. En al hierdie ander goeders wat daarmee saamgaan. Alright, hierso is groot dinge. Saaknommer 91234 Jessica Kleinhans. Jessica Kleinhans. Arme Jessica. Kom ons hoor wat gaan met Jessica gebeur vanaand hier. En nog sy van 'n regsverteenwoordiger nodig hê. Staat dan pro jou aan. Versuiming om aan behoeftes van kliënte. Ek gaan jou aankla vir rampokkery. Versuim om aan behoeftes van kliënte om te sien. 'n tekort aan brood en melk. Hoe pleit jy? Skuldig. Wil jy gebruik maak van 'n prokureur? Asseblief. Dit is R100. Ja. Ons weer net dan op papel. Ja. Die mens pleit skuldig sonder regsverteenwoordiger. Toestemming om net 'n paar kliënte te konsulteer asseblief. Verstaan? My kliënt pleit skuldig. Dit nou al. Dis al. Jy sê R500 beskikbaar vir 'n boete. Nee. Ongelukkig nie. Skuldig, soos verklag staan. Keuse van of R1000 boete of 3 maande trots. Ja, ek sal die R1000 vat, ja. Baie dankie. Dankie. Kan jy die geld bring? Saak nommer M9468. Die staat teen Melanie Cronje. Dronk op straat. Bring sy nie terug. Nog 'n addisionele klag. En die Melanie, voordat ons aangaan, ek is nou oor die vingers getik. Wou jy graag gebruik maak van 'n prokureur? Ja. Nee, ek wil altyd 'n prokureur hê. Toestemming om met die beskuldigde. Wat doen jy vir 'n lewe? Okay, R50 is my konsekwent. Wat wil jy? Word aangekla vir wat? Ekskuus? Klag is gebruik kritaal op sportsgronde. En jy is 'n rampokkery in die tronk gewees. Twee klagtes. Ek pleit onskuldig. Nee,
stem nie saam nie. Die staat moet hulle getuies bring om te Die staat. bewys. Ek is 'n getuie. Dankie. Het dit gehoor op die sportgronde? Ja, ek is 'n getuie. Ja, getuie is die staatsgetuie. En jy is die staatsgetuie. Ja, kom hier. Jy is 'n onderwyseres soos ek weet. Ja. Jy was daar by die sportgronde. Ja. Onthou jy is onder eed, so? Ja. Het jy vir Melanie Cronje kritaal uiter op die sportgronde? Ja, op menige male. Dankie. I object. Wat is jou verwys? Wat is gesê? Die getuie moet vir ons sê presies wat is gesê op hierdie sportgronde. Ek kan nie daai woorde sê nie, hier's te veel kinders. As gevolg van haar beroep, kan sy ongelukkig nie die kritaal blootstel hierso tans. Ek het gesê sy huisvrou. Ek sou skuldig bly tussen jy. Ek het Het nie jy inkomste kinders? nie, ja. Bly skuldig. Ek is skuldig. Skuldig. Guilty as charged. Okay, die hof bevind Melanie Cronje dan skuldig soos per klagstaat. Heel akkoord by die so besit van R500 vir 'n boete wat betaalbaar is. 2 maande tronkstraf, alternatiewelik, Nee, asseblief nie. collega. Voel jy regsverteenwoordig en so eerder net niks sê oor die stem. Heel akkoord, R500. Sy's 'n huisvrou. Sy het kinders, sy's 'n broodwinner. Man, wat is so seer? Enkelouer. Ek kan man go seer. So sy's 'n enkelouer. Sy verdien dit wel. Ja, man verdien dit wel. Haar man verdien in dood. Maar nou moet hy gestraf word oor dit sy gedoen het. Hulle is getroud, hy moet maar pa staan Maar vir hom. binne gemeenskap. Binne gemeenskap, buite gemeenskap. Met die aanwas. Sorry Anwar. Sorry. Net met die kinders. Okay, hierdie argument gaan nou vir my te ver. R1000 boete of 3 maande tronkstraf. Skuldig, dankie. Dankie. Wel vandag. Kan ons aansoek doen vir vermindering van hierdie boete? Jammer, nie vandag nie. Sy het hierso gestaan en Gelukkig is jy Ja, ons het- Sal ons dit ook oproep? Dit was dronk in die publiek. Rampokkery daar in die tronk. Ja, ek wil afgekom pokkery. Nie die skuldig met Manipulasie. nou kom staan en klagtes bysit. Ons gaan nie die addisionele klagtes nou aanhoor nie. Baie dankie. Volgende saak. Saak N4438 staat teen Maxie Kleinhans. Marinda moet in het terughouder. Want sy ek moes dis al sy wat moet betaal van Wat sê? Waar is die polisie? Is dit poging vir ontsnapping? Ja. Ja, ek weet nie waar dit wees nie. Jy staan dan die hele tyd en kyk wat doen die ander. Hoe kan jy nou nie weet waar jy moet? Nee, ouma kan nie mooi sien nie. Spreek my reg aan, nee. Ewe agmore. Baie dankie. Wil jy gebruik maak van regsadvies? Ja, ek wil net sê Binnenkort. ek gaan myself verdedig. Gaan jy jouself verdedig? Ja. Gaan nie goed van nou af. Nee, in elk geval. Die klag teen jou is die ondersteun vir Jessica met die versuim aan behoeftes van kliënte om te sien. Hoe praat jy? Ek is onskuldig. Nee, ek stem nie saam met jou nie. Ek het gesien. Moenie vir my kyk, jy moet nie regshulp hê nie. Ek voel hierdie is regtig serieus belaglik. Nee, ek glo jy het nie 'n voet om op te staan nie. Ek het twee. Daar's wel vleis daar by julle, maar daar kort brood en melk. Ons het brood en melk. Ja, ek verstaan dat jy die ander aangeklaagde ondersteun. Ja, en Jy daar versuim om die brood en die melk te voorsien. Ja, maar dit was sy, nie ek nie. Maar jy is medeplichtig. Ek was nie betrokke nie. Jy was. Jy is medeplichtig. Dis nie wat die gemeenskap sê nie. En wie gaan betaal? Wie gaan ook betaal? Ek hoor dit. Iemand? Maar dit is Jessica wat hier inmeng in die hof. Ja. En ek het jou ook gesien.
dat jy ook deel wees van dit, deel was van die rampokkerij? Nee. Nie opkoperij. Ja, nie. Jy het opkoperij in die spur. Weet jy? Smokkelarij. Smokkelarij hoor. Dit ook. Dit hou net aan as ek jy is pleitig net skuldig. Wat is jou dat jy kan nie meer? Nee, maar ek is rarig onskuldig. Hoe sê jy? Ek is onskuldig. Nog steeds onskuldig? Jy is onskuldig. Ja, maar ek is rarig. Ja, daar is te veel bewys gegee, ja. Vrolle, ek is onskuldig. Jy gaan terugdrom. Ek gaan terugdrom, ons sal weer Ons sal weer later jou oproep. Gaan weer Maxie? En weer terug. Mevrou Kleinmans, gaan terug. Ja. Saak B415 staat teen Debbie Groenewald. Debbie! Wil jy regsel? Ken koste, ken jou koste, is die slaat. Ja, dankie. Daar is jou prokureur, sy sal adviseer. Speel julle net 'n oomblik. Die klag is besit 'n empire en jy was onwettig oor see. By die see. My fooi is R150. Okay, dis reg. Mag nou nie met my praat. Wie vir ons aangedra? Sy besit 'n empire, die besit van 'n empire en was onwettig by die see. Ek is pleit onskuldig op dese koue tyd nie. Ek pleit onskuldig op die oorsee en skuldig op die empire, ja, by Yvonne. Hoeveel het jy? Ons pleit onskuldig. Ja, onwettig by die see. Dis nie koue. Ons mag by die see wees. Nie die koste van haar werkers wat sy hier agtergelos het nie. Sonder betaling. Maar dis hoekom hulle werk, om ons see toe te stuur. Stem nie saam. Stem nie saam met daai nie. Ek voel is 'n leibersaak. Maar sy het skuldig gepleit aan besit 'n empire. Sy pleit skuldig aan besit 'n empire en sy sal 'n boete van 1500 kan bekostig. Jy wil agbare? Ek dink dit is aanvaarbaar vir hierdie hof. Skuldig, soos beklag staat. Waar is die polisie? 1500. Baie dankie. Waar is die polisie? Celeste. Waar is die polisie? Kyk daai ene wat sê sy is onskuldig. Nou dis toch poging tot ontsnapping op. Ek gaan hom nie Ek gaan net sê. Poging tot ontsnapping van die tronk. Ja, opweeg van hulle, poging tot ontsnapping. Die hof verdaag eers. Nou ja, kom ons vat 'n klein breek. Ons weet daar's 'n voortvlugtende hier in die gemeenskap. Hierso is nog 2 gevangenes en nog baie wat moet kom. Bly ingeskakel Koepel TV. Ons sit vir julle nou weer op die ding met 'n beriggewing hier vanaf die hof reg voor die Spur in Parys. Wil jy dit net regsel hê? Meisie. Nog steeds nie. Jy kry addisionele klag, die gerokery, die hof. Poging tot ontsnapping. Minagting van die hof. Aanranding van die regter. Hoe pleit jy nou? Hoe pleit jy nou? Jy moet te gaan op, nie? Het jy regsel? Ek dink jy het nodig, want jy gaan nou weer teruggegooi word. Ek kan myself verdedig. Nee, maar jy verdedig baie sleg. Nee, jy is glad nie onskuldig nie. Die mense word vet om reality. Alles is, en weet jy wat,
Hierdie ontsnapping het nie opgehou nie. Ja, die ontsnapping is 'n baie ernstige klag. Nee, maar gooi maar terug. Gaan nie terug dan. Gaan maar weer, gaan net terug. Dit word elke keer met R50 verhoog, jy moet nou hoor. Gaan maar terug, ons gaan aan met die hof, gaan terug, sy word weer toegesluit. Sy word toegesluit. Celeste. En intussen is daar nuwe gevangenes. As hy terug selle toe. Sal julle vergesel asseblief? En sy sal 2 keer teruggegooi. Okay, Celeste sal haar na die badkamers toe neem. Is ek te laat om Sanet, kan ons net hier met Sanet net toe kom? Kan ons net hier by ons regs praktisyn uitvind, die meeste van hierdie beskuldigdes gevangenes lyk vir my wil nie regshulp hê nie. Ons wil nou by gelees hoor, dat die regsbank bitterlik onredelik is, dink ek. 472. Is dit normaal in 'n pragtige gemeenskap soos Parys? Ek kan dit nie bevestig ons daai stadium van die Maar ons moet vir mekaar sê, as 'n mens kyk na die individuele wat daar agter die tralies sit, kan 'n ou dalk nie die regsbank heeltemal kwaadlik neem vir hulle gesindheid nie. glad nie. Maar dit kan ek ook nie bevestig of ontken op hierdie stadium nie. Okay, ons is nie in 'n bevestigings of in 'n ontkenningssituasie nie. Ek dink ons moet by die agbare uitvind hoe voel hy oor bevestiging en ontkenning. Bevestiging en ontkenning. En al agbare? Marinda? Okay, die hof is besig. Die regsverteenwoordiger wil haarself regmaak. Ons neem kennis, maak 'n nota van kollega. Dronk op straat. Maak 'n nota kollega. In die tronk sit hulle met onwettige selfone, versnapperinge. Hierdie gevangenes, versnapperinge. Hierdie gevangenes leef in weelde. Hulle het allerhande lekker goedjies terwyl hierdie hof sit met belangrike klagtes waarop groot dinge kan gebeur. Ek is onskuldig. Sy pleit onskuldig. Ons sal nou kyk. Ons is hartlik skuldig bevind. Onskuldig bevind. Ek was ook nie uit nie. Sy was nou nog 'n keer uit. Dit is duidelik nou geleentheid vir die hof om kort reses te vat en 'n sekere Ons het hierdie hof is voor 1994, so hierdie word toegelaat. Kan nie so nie. Kan jy toe jy nog Klagte A9472 staat teen Anel van Roulers. Anel van Roulers? Anel van Roulers. Jy mag ook net sien. Die klagte in jou, jy moet vir ons kyk asseblief. Jy weet nie sensitief nie. Jy moet nie bang wees nie, wees versigtig. Die soort klag in die hof lees. Die klagte. Ja, agbare kan ek hoor. Die klagte teen jou is waskarrehalf. En jy het onlangs jou dranklisensie gekry, maar jy het nie rarig gedoen. Hoe pleit jy? Onskuldig. Wil jy van rechtshulp gebruik word? Ja. Dan kan ons gaan jou die tyd die kind And I'm back in the game. Is dit ja? Jy besit 'n besigheid. Gooi dit net in veilig. Ja. So
Ek sê sy koel, eintlik was Sy Dranklisensie is gekry. Maar is nie rarig nie, ons het klagtes ontvang, dra eintlik nie 'n dranklisensie op. As klasse. Maar jy het bewys ontvang. Natuurlijk goeie drank, natuurlijk. Maar is bewyse. Ek het Hoeveel wil julle? Sal nooit trek. Ja? Ons luister. My kliënt blyk skuldig. Ja, kliënt ook kontak maak met ons. My kliënt blyk skuldig dat sy kan oppas. Ja. Maar sy moet maar terug tronk toe gaan want daar kom instruksies neem vir die dranklisensie. Okay. So, dit word nou uitgegooi. Albert, vra jy nou vir uitstel? Uitstel. Nee. Vra dat die hof afstaan en nog instruksies kry. Kan sy weer later geroep word? Ja, toegestaan. Verstaan. Toe. Dankie, sy gaan terug. Toe. Volgende saak. Saak nommer E911 Chantal. Chantal, saak nommer E Richardson 911. Ek weet net hoe jou voel. Jy maar nie op die hype nie. Die hoofdwacht vir Chantal asseblief. Go back. Voor die aan verby is, jy sy nie. Die klagdienaar is regsveruiteling. Hoe pleit jy? Wil jy gebruik maak van regshulp? Geen selfverdedig. Jy weet dat jy verkeerd gedoen. Die polisie vir Annel genaal dat jy probeer om haar te help en haar weg. Was dit so? Om haar weg te stuur. Om haar weg te stuur. Ek help om haar weg te stuur. Nee, bystand. Bystand. Wat is 'n vorm van bystand? En wat 'n vorm het jy al bygestaan? Kamer? So jy daar beskerm? Ja. So jy het rechts van my Ja. So jy is skuldig. Sê die saak. So jy is skuldig. Skuldig? 'n boete van R500 of 3 maande tronkstraf opgestaan. Wat kies jy? Wat kies jy? Tronkstraf of die boete? Die boete is. Skuldig. Baie dankie. Boete van R500. Ek het al betaal by Antonie. En die kassier wat die boetes ontvang, hoe loop dit hier so aan te net? Baie dankie. Ons bedra hoog, die kaartmasjien hoog, ons gaan aan. Mense is nie synig vandag. Klop Disselboom. Klop, dis op plan. Parys is altyd net goed. Daar het julle, Parys is altyd net goed. En die aktiwiteite hierso, daar sit hulle in dieselfde, ons weet daar's nog 'n paar wat moet kom. En bly ingeskakel by Koppel TV. Ons is nou weer kan terug vandag vir 10 minute. om vir julle te vertel, te laat sien wat hier afspeel. En die pleit onskuldig en die word skuldig bevind. Maak seker dat die fondse beskikbaar is, anders word die vir 'n addisionele 2 ure toegesluit. Baie dankie.
So jy moet skuldig bly, doen nie probeer hier binne te sit nie. Sê vir ons bietjie, hoe het Tannie hier in die tronk opgeland? Ek het geen idee nie. Ek is hier ingestap deur Tannie Sanet Boonzaaier van die TVA. Wat sê Tannie? Sy het my neus gepleeg. Ek sien kleinhans. Vir Melanie en Andri valse aanklagtes teen hulle in te dien. Sjoe, dis dan maar erg. Hoe bly Tannie? Gaan ek onskuldig bly. Het Tannie enige bewyse? Ja. Jy staan. Vir vals beskuldiging. 338 staan teen Maxie Kleinhans. Nee. Hoeveel keer gaan ons hier nog voor hierdie hof sien? En elke keer is die klag ontstaan. En die klagtes bly net aanhou groei en aanhou groei. Nee. Die raak 'n gewoonte bestaan geweet. Nee. Wil jy gebruik maak van regsadvies? Ek dink dis nou tyd. Want die klagtes teen jou is ondersteun vir Jessica, poging tot ontsnapping, poging tot drank op straat, rampokkery en die lys gaan aan. En die lys tot dit raak alhoewel. Wil jy gebruik maak? Wil jy regshulp gebruik? Ja, waar sy? Regshulp, waar is die Ons kollega Janine. Janine? Waar is Janine? Hier is iemand wat van die dienste wil gebruik maak. Na die 5de verskyning. Ek sal instruksies neem, maar ek wil net op rekord plaas. Ek is nou al in die media beskou as 'n slegte prokureur oor dat sy 50 keer voor hierdie hof was om haarself te verteenwoordig en niemand regsverteenwoordiging wou hê. Maar ek sal instruksies neem. Wat doen jy vir 'n lewe? Sy vrou. Jy kan my nie bekostig nie, is op jou eie. Sterkte. Dankie kollega. So, let's see. Ons luister aan die staatsaanklaer asseblief. Hoe pleit jy, Maxie? Onskuldig. Jammer. Nee, maar gaan nie skuldig ontpleit nie. Jy het gesien hoe jy drink binne in die tronk. Het julle my bloed gevat? Het julle gratis regsadvies? Het julle my bloed gevat? Lyk onskuldig. Okay, ek is onskuldig. Om hulle tevrede te maak, sal jy 'n donasie maak. Okay. Maxie gaan nie terugkom. Kan jy weer pleit? Ek weet pleit, skuldig of onskuldig. Skuldig of onskuldig? Ek sal maar die tronk gaan sit, okay? Excuse? Ek sal maar tronk toe gaan. Dankie. Wil jy wag? Wil jy die boete vat of 3 jaar tronkstraf? 3 jaar? 3 jaar. 3 jaar? Poging tot ontsnapping. Trouwens, daarom opgespoorde vonnis vir... Maxie gaan jy Dankie. Dankie Celeste. Die staat teen jullie. Die staat teen jullie, kan jullie verskyn asseblief? Nog 'n aksie. Hoe het Maxie ontsnap? Wat is polisie? Celeste! Dis definitief 'n Suid-Afrikaanse polisiediens die Jy sit agter tralies ou. As ek net weet hoekom. Maar ek sal seker nou uitvind.
Ek kan vir jou sê jy moet regsop kry hoor, die regsop is baie goed ja. Dankie. En jy kan dit dalk nodig kry, anders kry jy lewenslang. Ek sê my vrou is hier man, ek sê hom as ek hier los vir die dag. Na 10 jaar, valse aanklagtes en ontsnapping. Hoe pleit jy? Onskuldig. Wil jy gebruik maak van 'n prokureur, van regsadvies? Ja, asseblief. Ken jou kostes. Waar is ons prokureur? Prokureur. Sy staan in sosiaal. Prokureur Janine. Janine. Iemand wat van die dienste gebruik maak. Jolie, sy aanklagtes. Samen. Is valse aanklagtes en ontsnapping. Wag Jolie, wat doen jy vir 'n lewe? My fooie bybel. R100. Dis 'n goeie by. Dankie. Ek waardeer dit. Waarvoor word jy aangekla? Ek het geen idee nie. Vra hom word jy aangekla? Die klagte is valse aanklagtes en ontsnapping. Ek verpas ontsnap sy net Valse aanklagtes oor dat die staat haar gedwing het om te getuig. Nee, sy het net so haar vriende aanklagtes gemaak wat vals is. Soos wat? Vir die staat te doen. Soos wat? Ek het regtig meer inligting nodig om my kliënt te adviseer. Kan ons word gebeur terugtronk toe baie dankie tot laat. Ja, maar wat sê jy? Wat sê jy? Nog 'n draag. Ja, dat is wat is die nummer? Wat is die nummer? Hoe bevind Tannie die stories? Skreeu snaaks. Ek dink wat mis baie snaaks. Ja, nee. Dis lekker. Sal Tannie nog mense nooi om Ja. Kan ek dalk 'n woordjie kry hierso? So nou is ons nie net tronkkoeke nie, maar tronkvoëls ook. Ja, dit lyk my so. Hoe het julle hier beland? Ek weet nie. Ek dink jy moet hom vra hoekom het hy hier beland. Hulle wil weet hoekom het jy hier beland. Ek weet regtig nie hoekom ek hier is nie. Wat is die oom se naam? Goed. Jy kan nie praat nie. Ons stem is weg. So, hoe moet oom dan homself defend? Ons hoor sy stem is weg. Baie dankie aan nou. Dankie gedaan, koffie drink, maar nie by jou. Klagsnommerasie 749 staat teen Henko Uys. Asseblief voor jou. En toe jy word skuldig bevind, sy jou moeder is 'n voorvlugteling en jy het baie al uitgelewer. So dis regsvereideling. Hoe kyk jy? Ek het nie 'n ma nou nie, ek weet nie van wie praat julle. Almal weer so. Ja. Wie is almal? Die hele verhuisgetuies. Onskuldig. Gebruik maak van regs. Ja, asseblief.
wat doen jy vir 'n beroep? My fooie is R150. Gaan ons dit aanvaar? Ek hoop ek het R150. Ek ook. Anders gaan jy tronk toe en ek gaan huis toe. Ons sal dit nou uitsorteer. Baie ernstig. Ek dink jy moet skuldig bly. You're between a rock and a hard place here. Ek trust jou. Nee, ek weet nie. Ek dink is daar nie 'n prys, is daar nie 'n My approach to things. ja, hoor, wat is die fooi? Wat is dit? Okay, sorry. Ek het besig gesê ek wil sien wat Okay, R1000. Ja, dis okay. Let's call it a day. Ja, ons maak dit 800. Dink jy gaan dit druk? My kliënt het 'n bedrag van R800 vir 'n boete. Hy pleit skuldig, maar dan kan hy net R800 betaal. My regsfooi is diep duur. Diep duur. Ek het nog nie toegestaan nie. Skuldig soos die klap staan, keuse van 2 maande tronkstraf of R1000. Ek sal jou afslag. Dis al wifi. Jy kan tag. Wat hulle rook. Jy kan op binne rook as jy regtig Ja, ek wil nie rook nie. Ek wil net kos en wifi. Ek het peanuts vir 'n addisionele fooi. Okay, R1000 is waar. Okay, dankie. Afstaan R1000 Dankie. Aanklaagte C8812 staat teen Clearwood. State versus Clearwood. C8812. Is ons nog een? Clearwood. Oh! Hello, ma'am. You drink too much wine on duty. I do. How do you feel? Guilty. Guilty. Absolutely. Guilty. Guilty as charged. Thank you. R1000 penalty. Only 500 on the paper. You must find a friend and then you go back to jail. Can you pay? Can you pay? Yes, I can pay. Right, thank you. You can just pay with the Thank check. you. That was easy enough. Some people must learn from you in this journey. So Z2138 staat teen Christian Danhausen. Is jy my verdediger? Ja, sal jy nou die dag. Kan jy daar staan en die hof is probeer het? Christian, aanklaagte teen jou. Misbruik is donker. Hoe pleit jy? Skuldig. Skuldig, net so. Ja, eenvoudig. Na aanhoor van die beskuldigde en skuldig soos verklaar staan, R1000 boete. Weet jy dit nou? Nee, EFT. Dan gaan jy terug. Hulle het dit. Niet alleen. Dan kom jy daar. Baie dankie, Christian Danhausen. Okay, dit was goed.
Vanaf, Maxie wil jy wees. Hofverdam vir 10 minute. Daar staat M4438 staat teen Maxie Kleinhans, maar jy gaan nie uit die tronk uit nie, want jy is 'n risiko vir ontsnapping. Ons sal die saak maar oor terwyl jy aanhoude dit. Ek gaan al jou aflewering, Maxie, luister hier. Antwoord verstaan, poging vir ontsnapping 2. Poging vir moord 1. Dronk op straat 1. En dan steeds vir Jessica as jou eerste aanklagte gewees. Right jou? Stop! Ja, ek is nou op rekord. Ja, lekker. Ek is nou op rekord. Kyk. Maar ons is bereid. Sê wat? Om 'n bribe aan te bied van 4000. Dit is in die regsbank se hande. 4000. Onskuldig op alles. Vat die bribe, kyk dit oor leef het. Finale antwoord. Net gou die hoofreg. Ai, kyk hulle. Onskuldig op rekord. Vrygelaat. Nee, vrygelaat sodat ons die transaksie af kan handel. Veel oor aan die afgelope maand. Goed. Nou antwoord van die verweer. Die onskuldig bevind. Ek het gesê. Die saak van 4000 rand. Baie dankie. Die sekel is daar. So jy nou vry nou die man. Hoe voel dit vir Tannie dat Tannie nou vrygelaat word? Jorik, ja. Valse aanklagtes teen vriende en valse aanklagtes teen die gemeenskap. 2 keer ontsnapping, afpersing, dwarsbooming van die gereg en dronk op straat. Hoe pleit jy? Onskuldig. Wil jy graag regsadvies in? Nee. Gaan jy jouself verdedig? Ja. Wat is jou verdediging? Dat ek is onskuldig want ek is 'n eerlike mens. Nee, jy is nie. Die hof het aanskou hoe jy probeer ontsnap, Robbe. Ek moes net my kind gaan haal, het hy vir die karre ingehardloop. 2 keer. Ja. Jy het nie 'n kind nie. Ek het jy hom nie gesien nie uit sy roep? Ja. Maar dit tel nie is. Ek het baie kinders, hulle is baie. Dis nou ure. Nee, hulle is nog steeds, kyk daar staan Die kinders het jou probeer, jy het die kinders probeer afpers. Nee, ek het so die klagtes kan aangaan. Nee, ek het hulle nie afgepers. Hulle is net so lief vir my, hulle wil my daar uit hê. Nee. Ja. En dan agter, wat sê jy? Die het 'n keuse van of 'n boete van R300 of 3 maande tronkstraf. Nee, boete. Goed, boete toegestaan, R300. Dankie. Ek wil jou nooit weer sien in my hof nie. Hoe het oom Giepie hier opgeëindig? Ek is onskuldig, ek het fokol gedoen nie. Ek het 'n werk gedoen. Ek weer sien toe het Celeste my en sy bring my hier in. Net vir somme. Ek wil maar lekker eet. Volgende oomblik word ek omring deur polisie en die wat hom hulle die onluste eenheid honde. Dit is belaglik man, ek het niks te doen nie. Sien dit klamp. Nommer.
'n tronknommer. Tronknommer, dit is skande. Dit klink dan maar erg. Nou, was die behandeling dan so erg vir oom? Ek kon dan vir bier gekoop. So dankie vir daai persoon wat vir bier gekoop het. Ja nee, ons kry om jammer hierso. Hoe het tannie Amanda hier opgeëindig? Hulle sê ek het ontsnap. Hulle kom haal my, dan moet ek ontsnap as hulle my kom haal. Dit mos nie weggehardloop nie. Ek staan nou hier. Ontsnap van hulle af, maar dan in die kar geboender. Sommige net so ingegooi. Onregverdig, hulle saak hier hulle maak. Mishandeling. Saak van mishandeling. Ja, teen die polisie en die sekuriteit. Nou, hoe het hulle vir tannie mishandel? Ja, hulle gryp is op in die kar, red ry. Word ons eers gevra. Kan jy net in die kar gooi nie, want eers vra, kan jy saam met ons kom asseblief? Maar nou luister jy, hulle gooi dit in. Dis 'n kriminaal. Hulle het nie eens vriendelik verplig nie. Ja, dis 'n kriminaal. Dis mos maar SA diens. Ja nee, dis tipies ons nuwe Suid-Afrika. Geen menseregte nie, geen menseregte nie. Saaknommer A667, bietjie satiristies, staat teen Amanda van Cheers. Orde in die hof. Hallo. Wie is jou naam? Ja, sê De betaling is daar bij die dame daar. Antonie. Antonie. Baie dankie. Amanda. Staat aan jou aan, gewoonte misdadiger en verkoop skedule 10 medikasie opwettig. Hoe krijg jy? Onskuldig. Wil jy van regsadvies gebruik maak? Glad nie, ek wil 'n aanklag maak teen die polisie asseblief. Hier is nie plek om het te doen nie. Ja. Wat verkoop skedule medikasie? Hoe kan jy in die hof sit en suip? Hierdie is Cobra. Ek kan jou weet, dit is tolerant nie. Dit is voor 1994. Is dit voor dit? Hoekom mag ons er aan nie doen nie? Want julle is beskuldig, dus ons is... Nou, dit ek wil net om jy kan bly wees. Van minagting van die hof. Ek doen nie, kom ons praat, dis meyer speech, wat is 'n free speech? Dit was nou hier in die dag. Nee, so. Ag, dit is nonsens, amper vloek ek. Nooit saam met opneem, nee? Wanneer daai tyd, ja nie nou nie. Maar ons is nou in 1994. Ag, waar? Was jy baie jonger as nou? Hoe blyk die? Onskuldig. Stem nie saam nie. Jammer, ons het 'n paar getuies wat kan getuig teen nie. Nou bring hulle. En dan moet jy terug gaan tronk tot maandag toe. Nee, ek kan nie so lank in die tronk sit nie. Tot maandag, want daar is beskikbaar. Julle kan my nie voet in die tronk nie, sorry. Daar is baie kos nie. Ek is nie so ekkel. Terugtronk met jou, Amanda. Weet jy, ongelukkig kan ek nie hol nie. Ek het geval, kyk hoe ek my bene. Maar ek het 'n ander klag ook hier, want nou net ingekom. Blijkbaar besit hier 'n nuwe voertuig wat 'n gesteelde voertuig. Ek weet ek nog gekry, maar gestop en gesê, joune vat hom al. Die besit van gesteelde voertuig, hè? Hoe blyk jy? Blyk jy op daai klag? Onskuldig. Ek is baie jammer. Maar skuldig soos per klag staat en 'n boete van wat gaan dit bly? R300. Baie dankie. Ek het dit maar seker moet aanvaar. Jy keuse. Jy gaan sommer nou betaal daar. Baie dankie, ek is bly, ek staan met julle. Ons is ook bly. Hoor jy nou nie? Ek het nie terugkom. Jy maar krag lê. Hoor, hier kom getuies. Hier kom 'n getuie. Hier kom 'n getuie wat sê dat Karel so nie gepolisie kleer. Hy's die polisieklere se stoor 13, hoor. Toe hy gaan terug. Amanda, sorry nee. Amanda, gaan join jou maatjie daar binne. Ek sorry. Stoor 13. Hierdie is stoor 13. Amanda? Klaagnommer hier, jy is 1995 staat teen Gippie van Spur. Gippie dryf voor. Wag, hierso is dan genoeg. Hierdie is skuldig. Laat net
O, ekskuus, daar's niemand wat hier kan boek staan nie. Jammer. Kom jy maar voor. Wie gaan Ek is ook opgetaal. Het hulle daai beskuldigde gekry? Ja. Kom sy terug. Maar dan nog 'n klag teen jou? Gee die klag teen jou, regeer die Spur met 'n ysterhand en dronk op straat. Hoe pleit jy? Jy moet versigtig wees. Edelagbare en edelagbare vriendin. Ek is baie onskuldig, hoor. Jy het rasadvies gebruik word? Nee, is nie nodig nie. Ek behandel die Spur met liefde en organisasie en ek het eintlik niks verkeerd gedoen nie. Jy het baie verkeerd gedoen. Daar's baie klagtes gekry, baie. Almal sê hulle dit. Okay, nee, ek is skuldig aan al die dinge. Skuldig? Ja. Het jy geld vir jou boot? Is dit R1000 boete? Dis 'n bliksem. Ja. Weet jy dit? Is dit Ja, ek vra maar 'n bietjie van omstandighede hierso, hoor. Ek was krietaal in die hof gebruik. Nee, wie ek Ja. Het ek nog 'n krietaal gebruik? Ek vra groot om verskoning. Ek vra groot om verskoning, ek bedoel nie. Ek was seker maar geskok. Ek help jou verskoning te vra lees in die hof. Maar onder Almal sê ekskuus. Maar as jy geskok is, jy geskok. Want ek moet terug gaan tronk weer praat te veel. Nee. Sit op terug in die Ja, tronk. ek dink terug in die tronk tot verder kennis gee. Jou saak is uitgestel. Saak is uitgestel. Okay. Wat is dit? Klag N7793 staat teen Marinda Engelbreg. Die hof wag baie lank vir hierdie saak. Die klag teen jou is neem take oor van Bobatie se tegniese span sonder nodige PPE's, ontsnapping, dronk op straat, rampokkery, poging tot moord, aanranding. Hoe pleit jy? Onskuldig. Wil jy regsgehulp? Asseblief. Collega? Ek gaan hierdie pro bono doen. Want ek voel jy kan nie. Ons gaan al jou geldjies nodig hê vir die boete. Okay, Marinda. Jy moet nou sterk wees. Ons gaan skuldig pleit. Okay. Ons het klaar bribe gevat. Hulle is moeilik. Die mense is moeilik. Okay, laat ons gaan vir dit. Okay. Die hof luister. Ons pleit skuldig op kriminele and that's it. R1000. Onskuldig op al die ander aanklagtes. So is dit so aanvaar? Jy nog aanvaar? Ongelukkig moet ons 'n bietjie uitbrei op my ontsnappingsklagtes. Wat die agbare hof Sy het 'n groot nood gehad. was hy hardloop KFC se kant. Maar daar's 'n toilet. Hier kom die klag van Aanranding teen staan nie getuie, staan nie getuie. Collega, ek dink jy moet herkonfereer. Skuldig. Was is skuldig op die meer. Skuldig, onskuldig, ek sal mooi doen, Marinda. Ons sit al die hele dag met jou hierso. En ons het vir haar nog kos ook gegee al, want sy is honger. Mag ek nie geëet het nie? Mag ek weer konstant praat? Mag ek met my kliënt? Jy mag konfereer. Laat ek terug gaan en dan kan hulle my weer. Laat ons eers konfereer. Mag jy ook afstaan? Die afstaan nie. Dit was so lekker in die tronk, die beskuldigde wil teruggaan. Laat sy teruggaan, ons sal hom weer roep. Baie dankie. Dankie. Saak nommer G9955 staat teen groepie van die Spur. Die staat sê jy regeer die Spur met 'n ysterhand, dronk op straat, vloekery
rampokkery. Dit gaan net aan. Hoe pleit jy? Ek dink dat jy hele land gaan vraag hulle as jy hulle praat tjol. Ek het net weer gevloek nie. Maar as julle so sê, dan is dit seker maar so. Okay, spyt jy skuldig. Onskuldig, maar as julle so sê, dan is dit so. Ons soek 'n pleit, skuldig of onskuld. Onskuldig, maar Nie maar nie. Ja, dat was hier maar. Die pleit is skuldig of onskuld. ek is skuldig aan baie goeders, aan baie Skuldig bevind, R1000 boete of 2 maande tronkstraf. Baie dankie. dan nie aan versagtigende omstandighede nie. Ja, dan moet die appel aanteken en ons hoor daai sake in Desember. Dankie. Ja. Vry om te gaan, betaal die boete of 2 maande tronk. Dankie. Sognommer M7793 staat in Marinda Engelbreg. Hou op daar so. Kan die beskuldigde verskyn asseblief? Ekskuus. Miranda, jy word skuldig bevind? Nee! Wow! Ekskuus. Wow! Ekskuus. Collega? Ag, dis. Ja, is al die bewyse weg. Wat is dit nou weer? As hy 174, dan gaan ons. Kijk. Neem take oor van die Bates die tegnische span sonder nodige PPE's, poging tot ontsnapping 2 keer, dronk op straat, poging tot moord, regsveruideling. Hoe pleit jy? Onskuldig. Vir hierdie rede. Ja. My kliënt is des simpels geskok oor dit sy probeer kabel steel het op 'n punt by Ngwate. So sy kan geen verantwoordelikheid vat vir enige aksie wat sy geneem het nie, maar ons is bereid, ons is diep bereid om net hier weer, want ons het gesien die edelagbare is oop vir enige offer, R1000 op die tafel te sit, dat hierdie net kan verdwyn. Daar's hy! As ek maar uiteindelik. Okay, jy kan breek af kom op. Okay, die hof vandag se 10. Stefan, sê net vir my hoe dit gevoel toe jy gearresteer word. Man, the worst nightmare of my life. Sê gou vir my 'n ander ding, Stefan, is jy skuldig? Ek weet nie waarvoor is ek aangekla nie. Ek dink hulle het ek weet nie waarvoor is ek aangekla nie. Ja, maar ek ken vir Stefan, ek kry al verskriklik. Ek is jammer vir jou, hoor. Ek is jammer vir jou. Daar gaan Stefan. Ek is jammer vir haar want ek wil amper sê ek kan nie dink dat Stefan skuldig sal wees aan enige iets nie. Maar ja, ons gaan nou hoor wat het die droomvrou gedoen wat verkeerd was. En hier sit die regsbank, hulle is ernstig, hulle weet presies wat hulle mee besig is om te doen. Dis 'n groot geleentheid, dis 'n groot saak, arme Stefan. Ek kry daai beskuldigde spesiaal so jammer dat sy nou so in die selle moet sit, eensaam en alleen, terwyl die regsbank nog besig is om hulle dinge by mekaar te trek. Hierso is die Finansdepartement ook, hulle weet presies wat is die boetes, hulle weet waaroor dit gaan. Die regspraktisyn sit hier so, sy maak asof sy heeltemal vrede het met al die arme mense wat aangekla word. Sy het geen simpatie nie.
Die Landros is daar besig met sy papiertjies regskuif. Ons het volle vertroue in die regsbank. Ja, daar sy. En arme Stefna sit nog steeds agter tralies. Haar kry sy pas haar gevangene nommer. En dan gaan sy seker nou voor die hof gedaag word. En dan gaan ons nou hoor, wat is die aanklagte? Wat is die aanklagte? Lang lys van klagtes, groot dinge wat hier gebeur. Ja, en baie stresvol. Het jy 'n idee, wat is die laaste gevangene se saak? Ek het geen idee nie. Gaan jy die laaste gevangene genadig wees deur jou dienste aan te bied? Ek gaan want ek koop klere by haar. Jy sien, daar het jy die connectie. So, ons laaste gevangene, Stefna, ek het inligting van die binnekringe ontvang, dat daar is mense wat vir jou omgee en jou definitief gaan help. Jy hoef nie so hartseer te wees nie. Alles gaan reg uitwerk, soos oom Jan gesê het. Sies toch. Ek gaan nou die Landros probeer braai om uit te vind. Hou net bietjie daar. Sy jongste weet goed uit 'n lasbrief gekry. Het jy 'n lasbrief gekry? Nou jy sien, nou kom jy hier van die selle af, nou kom praat jy nou vir ons nou storieetjies hierop. Sanet, wat is die klagte teen die vrou? Al die vrouens ly aan 'n minderwaardigheidskompleks omdat sy so mooi is. Daar het julle dit. Ons het die klagte, ons weet presies wat aangaan. Ons weet presies wat is die storie. Stefna, nou weet ek wat is die klagte. Wat is die storie, Saf? Ek kan jy my inlig. Dis soos daai Cinderella saak. Jy's jou skoonheid is jou klagte. Die vrouens, ander vrouens minderwaardig voel en lelik voel, maar tannie so mooi is. Tannie so beeldskoon, tannie so skoonheid laat hulle minderwaardig voel. Ek weet nie of dit die waarheid is nie, hulle. dis die klagte. Ek dink dit is 'n valse aanklag. Ek wil nou al vir jou sê, ek dink jy het regshulp nodig, hoor. Watter regters is hier saam? Hierdie regter is baie moeilik. Ek praat van die prokureur. Jy sal vir jou 'n goeie prokureur moet kry. Kan ek vir Eben Kriek kry? Eben is op vakansie, hy is by die see. Nou ja, kan ek Stefan kry? Stefan is nou in Mosambiek, ek dink hy vang vis. Jan de Tooy? Jan is iewers waar 'n huis verkoop word of so iets. Ek is nie seker nie, maar hy is ook nie beskikbaar nie. Gideon Mandelstam? Gideon is daar bokant Rustenburg, stoot hy wolkies. Hier kom my man gelukkig. Jeepie karjei, hier kom die redding, die ridder op sy wit perd. Weet jy wat is die klagtes? Waarvan praat jy nou? Die mense agter tralies. O, ek ken haar glad. Ken jy haar glad nie? Ek sou ook daai selfe woorde spreek as jy was ernstige klagtes vanaand. Ek ken hierdie ene. En hierdie ene, ken jy die klagtes? Ja. Kry jy jammer? Ja, want. Van jou terugkry vir alles wat sy aan jou gedoen het die laaste 20 jaar? Ja, want. Sy, okay, haar moeilikheid is geboek, sy het chip so maatie. Ons wag nou net vir die Landros en die regspan om hierdie dinge aan die gang te sit. Dan Aandag, die hof is dit sit ek asseblief. Orde in die hof kry asseblief, stilte. Okay. Dag nommer S 3366. Die staat teen Stefna Potgieter. 336. 3366 volgens die klagstaat. Okay, 3314. Ek vrou Bouwman, die verkeerde beskuldig. Klaar. Kan ek verskyn asseblief? Verskyn net hier voor ons asseblief. Voor ons. Verkeerde beskuldigde. My van is Alberts, maar sure. Mevrou Alberts, kan jy sit plek neem asseblief? Ja, trawetjie uit nou. Die klagte teen Jan, jy veroorsaak minderwaardigheidskomplekse onder die dames. En ons het nou net 'n nuwe aanklagte teen jou gekry, alkoholgebruik. Hoe pleit jy? Skuldig. Skuldig. Skuldig op beide aanklagtes? Net een. Die laaste een. Die drankgebruik op straat.
Die eerste een, minderwaardigheidskompleks onder die dag. Ekskuus tog. En dan nou, ons sit nou by met die hof. Jy is nie tans op News 24 of E-Entertainment nie. Jy is nie 'n Kardashian nie, hoor. Gedra jouself in die hof. Verskyn tans op die hof dag, hè. Ek vra weer, daar is nou 3 klagtes. Is nog geen Kardashian. Mag ek Joonder, mag ek iets vra? Al 3. Maar hierdie mic van my werk nie. Maar my mic werk nie. Nou is jy met my. Dis jy net opskiet. Hoe jy op al 3 klagtes? Nie op die tweede een. Skuldig op 2. Moet jy gebruik maak van regsadvies, het gesê vrou Boune. Sy is nie bang jy ontsnap uit die dorp uit en dan sy daar is wel klere te koop. Nee, regsadvies hè? Ja. Dis altyd 'n goeie ding. Skryf jou Boune. Ek het geobserveer wat hier aangaan, sy skuldig gepleit. Sy het skuldig gepleit alreeds. Op 2 klagtes. So hierdie is 'n futile exercise. Maar sy kan 'n boete van R500 betaal. Ja, maar daar was 3 klagtes. Op al 3. Al 3 onskuldig. Ja, 150, 150, 200. Nee, ek wil asseblief op nommer 2. Wat die mens nou weer? Wat is die tweede een? Alcohol gebruik. Ja. Konfereer met die kliënt. Inderdaad, jy nou agter. Kan ek net sê, toe ek in Parys inkom, toe ontmoet ek vir Marjorie en sy het my help drink. Sy het my geleer drink. Vir Marge. Ek voel Marjorie moet weer aangevul word. Nee, mic werk nie. Okay. Easy deal. Klagte 1, klagte 3 skuldig. Klagte 2 onskuldig. 250, 250. Take it or leave it. Het ons 'n deal, het ons 'n deal, het ons 'n deal, het ons 'n deal. Baie dankie almal. Dankie vir almal wat toegesluit is en saam gespeel het. Dit was heerlik. Ons het lekker gelag. Dankie Stefan, jy was braggies die laaste die minste. Dankie hoor. Ja, dan maar ek net. Daar sê, dit was dan nou die laaste van 'n opwindende aand. En ek dink dat ons kan saamvat en sê dankie vir die gemeenskap, dankie Parys. Antoinette, hoe het dit gegaan vir die VVA vanaand? Hoor, weet jy wat, ons kontant redelik ver oor die 5. Elke een sê baie Sê weer? Ons kontant hardloop oor die 5. Elke sent gaan vir ons en die kaartmasjien en dan het ons al baie redelik geld in die bank wat ingehardloop, so ek weet nie of ek kan sê hoeveel. Kom ons sê, ons sal hoor, as julle nou die boeke en die somme gemaak het. Die hof verdaag. Dankie. Fantasties. Baie dankie Parys, baie dankie vir almal wat meegehelp het en kom ons ken dit hier vir Sanet die laaste woord. Sakkie, ek het 'n lang aand gehad. Baie dankie vir julle hulp, vir die live streaming. Ons waardeer dit opreg. Ek dink dit het Parys vanaand vermaak. Die wat ingeskakel is, kan ons dit deel of nie? Gaan julle dit neem dit op? Okay, so ons gaan wyd gaan met dit. Dit was ek dink 'n fantastiese event vanaand gewees. Baie dankie vir elkeen se bydrae. Dankie Sakkie, dankie Chantel, né? Christina, skat, vir elke deelnemer, ons waardeer dit uit ons hart uit. Ons is nog steeds op soek na Sandra Eis, sy vlug nog steeds, so maandag word sy aangekeer, ek is seker daarvan, en dan sal ons vir julle terugvoering gee. Ek gaan ook vir julle terugvoering gee van wat ons vanaand die opbrengste was. Ek sal met Sakkie gesels, maar elkeen baie dankie, dit was 'n fantastiese event, dankie. Dankie Sakkie, dankie. Dankie Sanet. Dit was nou 'n wonderlike ervaring hier oor die Ou Creek Spur met die boete betaal of word geboei. En ons sien julle vir 'n volgende keer weer en ek hoop meer van die Parysse inwoners kom ondersteun en baie dankie aan al die inwoners wat ons reeds kom ondersteun het hier vanaand.